ons bid so. Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, dat ons vanmôre net die naam kan groot maak. Here, ek kom vra nou waar ons gaan aansit om die woord, Here, dat U ons geopende ore en geopende harte sal gee vanmôre, Here. Here, dat ons die woord sal inneem. Here, maar dat ons nie net hoorders sal word van die woord nie, maar dat ons daders sal word van die woord. Here, dat ons werklik doen dit wat U vir ons sê om te doen. Here, nie om ons eer nie, maar om U naam te eer. Here, want ons weet vanmôre dat wanneer ons doen wat U van ons verwag, Here, dat U vir ons deurbrake sal gee, dat U vir ons voor oorwinning gaan gee, dat ons wonderwerke gaan sien, Here. Here, en daarom kom ek vanmôre en ek vra, Here, dat U werklik tot ons harte sal spreek vanmôre. Here, dis my gebed dat U my sal berg agter die kruis vanmôre, Here, dat ek nie gesien en gehoor sal word nie, maar dat U en U alleen gehoor sal word vanmôre. Here, kom maak my minder vanmôre, sodat U alles kan wees. Here, en dat geen woord wat oor my lippe sal kom, my eie sal wees nie. Here, maar dat het geïnspireerd deur die Heilige Gees sal wees. En dat ek slegs sal spreek, dit wat U wil hê ek moet spreek. En dan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding daarvoor. Amen. Okay, goeiemôre ook vir almal wat nou gaan inskakel op die video en op die audio, later gaan luister of dalk later na die video gaan kyk. Sit terug net daar waar jy is, relax. Ons is in die teenwoordigheid van die Here. Nou, ek wil net vir die ouens sê wat my nie ken nie. Ek het nog nie gekwalifieer om 'n dominee te wees nie. So, ek is ongelukkig, kan ek nie staan en doodgaan agter die preekstoel nie. Sorry, wanneer ek opgewonde raak oor die woord van die Here, dan kry ek springs. Ek het al, wat is die bynaam wat ek gekry het by iemand? Now you see me, now you see me, now you don't. Daar sê. Nou, okay. Vanoggend se woord is weer een van daai wat ek nie geweet het, hoekom moet ek die woord bring? Maar die Here het vir my gesê, bring die woord. Dis die woord wat jy moet bring. En ek het besef dat ons gaan almal partymal deur 'n woestyntyd in ons lewe. Ek en my vrou kan self getuig, Johan kan getuig, ek dink Iwan Bernard daar in die Vrystaat kan getuig, dat daar tye in sy lewe was, en van ons lewe was, dat ons gevoel het ons loop in 'n woestyn rond. En die son brand jou, die omstandighede brand jou, die situasies in jou lewe brand jou, dit voel asof jy wil verteer, en dit is nie die vuur van die Heilige Gees wat jy op daai oomblik wil verteer nie, dit is die situasies, en jy besef, maar hoor hierso, my mond is droog. Johan het vir ons gesê, hoe droog was sy mond gewees verlede Sondag, en jou tong word dik, en weet jy wat, op daardie oomblik, dan voel jy, maar weet jy wat, my tong is te dik vanmôre, om die Here te loof. Dit voel partykeer nie eens, weet jy, is dit nog nie moeite werd om die Here aan te roep. En die Here kom deel met my 'n skrif, en ek wil dit met julle deel vanmôre. Ons gaan lees in Numeri 20, vanaf vers 5, ek gee gewoonlik so 2 minute kans vir die ouens wat dit wil soek. En ons sien hierso, dat die kinders van Israel is besig om in die woestyn rond te trek. Soos ons partymal voel, ons is besig om in die woestyn te trek. En hulle het nie water gehad nie, en hulle het moedeloos geword, hulle vee wat hulle saam met hulle gehad het, het nie water geword, en hulle het gedink, hier gaan ons almal dood, met ons vee, en alles wat daar is, ons gaan dood, dis verby. Nou, ek het vanmôre nuus vir jou, is nie verby, totdat God sê, dis verby nie. Vers 5 sien ons, die praat die Israeliete met Moses en Aaron, en hulle sê, en waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of vye of van wingerdstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering weg na die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hul aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom.
jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering het hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron het vir die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Onthou daai stukkie, ons gaan nou weer terugkom na hom toe. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Nou hier's 'n paar baie interessante punte wat hier uitgekom het. In die eerste plek, slaan die rots. Praat met die rots. Wat doen Moses? Hy gaan vra vir die Israeliete, moet ons vir julle water uit hierdie rots uitkom? Wat doen Moses hierso? Moses kom en plaas van om die volk aan te moedig en te sê, weet jy wat, dit maak nie saak dat jy in jou woestyntyd is nie. Julle het gesê, dis 'n slegte plek om op te wees. Baie van ons is op 'n slegte plek. Ons is in die woestyn. Dit voel vir ons, dis die einde, soos wat die Israeliete, ons gaan omkom, ons vee gaan omkom. Moses maak 'n plan. En Moses kom hierso, en hy soek eie eer. En baie keer tree ons op in eie eer. Ons wil dinge self uitsorteer, ons wil dit ons manier doen. Nie wat God gesê het ons moet doen nie, maar wat ons wil doen. Want ons wil die eer hê. Ek wil môre uitstap en sê, weet jy wat? Onthou jy daai situasie wat ek in was? Man, ek het die battle gewen. In plaas van om te sê, God het die geveg gewen. Ons wil baie keer dinge ons manier doen, sodat ons die eer daarvoor kan kry. Dat dit lyk asof ons goed is, in plaas van om te doen wat God vir ons gesê het, sodat God die eer kan kry vir die oorwinning wat jy behaal het. Sodat God die eer kan kry vir die genesing wat jy gekry het. Ekskuus. Ons wil dit ons manier doen, en dan wil ons sê, het ek dit nie gedoen nie? Ag nee, wat, weet jy wat, ek het gaan pilletjies koop by die apteek, nou is ek gesond. In plaas van om te sê, weet jy wat, die Here het my gesond gemaak. Die Here het vir my hierdie oorwinning gegee. Die Here gee vir my die voorsiening. Maar nee, die Here kom en hy sê vir Moses, praat met die rots. En die Here kom vermoere en hy sê vir jou, dit het tyd geword dat jy opnuut met die rots begin praat. Hou op om die rots te slaan. Want wanneer ek die rots slaan, dan gee ek nie meer vir God die eer wat hom toekom nie, dan wil ek die eie eer hê. En dit is hoe ons mense van vandag is. Ons is so vol van onsself. Ons wil self die eer hê. Ons wil self alles hê. Dit gaan deesdae oor me, myself en I, en dit gaan nie meer oor God nie. Baie keer gaan ons kerk toe, om gesien te word, om die eer te kry, sodat die pastoor of die dominee sê, sjoe, Johannes is 'n goeie man, hy is elke Sondag in die kerk. Dan vra ek vermoere vir jou, gaan dit oor Johan, gaan dit oor die dominee, of gaan dit oor God? Doen ons dit om God te verheerlik, of doen ons dit om onsself te verheerlik? Ek wil vermoere vir jou sê, die opdrag van God is baie duidelik vermoere, as hy sê, dit het tyd geword, dat jy met die rots begin te praat. En dit help nie, jy gaan praat met enige rots nie. Jy moet met die rots praat. Dit het tyd geword dat ons terugkom by die plek, waar wanneer ons in die woestyn is, en ons bonde is opgeswel, dat ons met die rots begin te praat. Van hy staf van jou, wat jy so graag mee sla uitdeel, en gooi hom weg, en begin met die rots te praat. Maak jou hartsbegeertes aan die rots bekend. Maak jou hartseer aan die rots bekend. Maak jou angs aan die rots bekend. Want dan gaan die water vloei.
Moses kom en hy vergeet om die dinge, hy is so onder stres, hy is gespanne, want hierdie klomp Israeliete is op sy keis, omdat daar nie water is nie, en hy besluit, man, weet jy wat, ek gaan sommer die rots slaan. Ek gaan nie doen wat God gesê het ek moet doen nie, ek gaan doen wat ek wil doen. Het hy water uitgekom? Yes, daar het water uitgekom. Maar weet julle wat? Die water het tot op 'n punt gevloei. Hulle het almal gedrink, die vee het gedrink, almal het gedrink. Wat het dit Moses gekos? Die feit dat hy sy eie eer gesoek het en nie gedoen het wat God gesê het hy moet doen nie. Het Moses, toe hulle by die beloofde land kom, toe kyk hy net so in die verte en hy mis die heerlikheid van God. Dit wat God hom beloof het, het hy nie gekry nie, omdat hy eie eer gesoek het, omdat hy ongehoorsaam was. En ek wil vanmôre vir jou sê, solank jy jou eie eer begin soek, solank jy die rots wil slaan, omdat jy kamersdag onder druk is, omdat jy in 'n situasie is wat jy nie antwoorde voor het nie, omdat dinge nie uitwerk soos wat jy wil hê dit moet uitwerk nie, dan besluit jy, weet jy wat, ek kan die rots maar slaan, dis okay, daar gaan water uitkom. Maar weet jy wat, jy gaan kort voor jou oorwinning, kort voor die punt waar jy kom, waar jy die heerlikheid van God gaan ervaar, gaan jy dit op 'n afstand sien, en jy gaan sien hoe ander mense die heerlikheid van God ervaar, en jy gaan dit sien, maar jy gaan dit nie ervaar nie. Moses het nooit die beloofde land binne gegaan nie, omdat hy dinge op sy eie manier wou doen. Want ek het die rots geslaan, ek was mos onderdruk. Ek dink dit was Moses se verskoning. Ek dink hy het vir Aaron gesê, man, kom ons slaan net hierdie rots, het die vorige keer gewerk, het sal seker weer werk. Nee, kom terug en begin praat met die rots. Speak Jesus. Want weet jy wat, kom ons lees gou 1 Korintiërs 10 vers 4. En hy sê, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots is Christus. Met watter rots moet ek praat? Met Jesus, die geestelike rots. Jy kan nie sommer met enige rots gaan praat nie, want net Christus gaan reageer. Die ander rotse is dooie klippe wat vir jou niks kan doen nie. As jy by die verkeerde klip uitkom, gaan hy vir jou niks doen nie. As jy die klip slaan, gaan jy miskien, dit gaan vir jou lyk of dinge begin uitwerk, maar dit gaan net uitwerk tot op 'n punt toe. Die Here kom en hy sê vanmôre, kom terug by die punt waar jy met die rots begin praat. Praat met die rots. Die Here kom en hy sê, ek wil 'n verhouding met jou hê. Want dit is hoe ons met die rots praat. Deur 'n verhouding met die Here te hê. Deur te doen wat hy vir ons sê. Dan sal ons die heerlikheid van God in ons lewe ervaar. Dan sal ons sien hoe deurbrake kom. Dan gaan ons sien hoe oorwinnings kom. Dan gaan ons sien hoe alles net verander. Want Johan het vanoggend gesê, jy kan nie in die teenwoordigheid van God inkom. You cannot stand in the presence of God on holy ground and nothing changes. Jy kan nie 'n ontmoeting met God hê en niks verander nie. Jy kan nie op jou tee gaan en met jou rots praat. Jy kan nie die rots aanspreek en niks verander nie. Jy kan nie met die rots praat en dan gaan die strome van lewende water uitvloei nie. Dit het tyd geword dat die kinders van God terugkom by die rots en met die rots begin te praat. Maar wanneer wil ons met die rots praat? Wanneer ons in moeilike omstandighede is, wanneer ek nou voel, ek het nou al my planne het nou nie gewerk nie, nou sal ek met die rots praat. Die Here wil hê jy moet elke dag met hom praat. Jy moet in 'n verhouding met hom wees. Hy sê, jy moet binne in hom geanker wees, want hy, die loot wat in Christus geanker is, wat in hom geënt is, dis die loot wat vrug dra. Die loot wat nie in Christus geanker is, die gaan uitgekap en weggegooi word. As jy nie met die rots praat nie, gaan jy nie die heerlikheid van God ervaar wat hy vir jou bestem het nie. Want hy sê mos in sy woord, ek weet wat ek vir julle beplan het. Ek weet, voorspoed en nie teëspoed nie.
Hoekom ervaar ons al die teëspoed en ons sien nie die voorspoed nie? Want miskien is jy besig om vanmôre die rots te slaan in plaas van om met die rots te praat. En wanneer jy besig is om die rots te slaan, jou eie ding te doen, dit jou eie manier te doen, is jy in werklikheid besig om Christus se kruisdood kragteloos te maak. Want hy het dan gesterf, sodat jy 'n lewe kan hê. Hy het die prys betaal, sodat jy oorwinning kan hê. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. En as jy nie jou genesing wil vat nie, wil dit jou eie manier doen, self 'n salwie aansmeer, en self dink jy gaan alright wees, hoekom was daar 'n wonde gewees? As jy nie die wonde wil aanvaar, en met die rots praat nie, dan maak jy die dood van Jesus kragteloos. Dan beteken sy dood niks, dan hy ons verniet kom sterf. As ek nie my vryheid koop, want die woord van die Here sê, wie die seun vrygemaak het, hy is waarlik vry. Maar as ek my eie vryheid soek, as ek die vrede van hierdie wêreld soek, en nie die vrede van Christus wat alle verstand te bowe gaan nie, dan is ek besig om die rots te slaan in plaas van om met hom te praat. Ek wil gou, voor ek na Filippense toe gaan, ek het gou 'n ander skrifgie wat ek met julle wil deel. Maak ek sommer by hom oop. Psalm 34 vers 16 tot 19, kom ons lees dit gou. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die oor van die Here luister wanneer jy met hom praat. Hy luister na jou hulpgeroep wanneer jy die rots aanspreek. Wanneer jy in verootmoediging by die rots kom en met die rots praat en vir hom sê wat het jy nodig. Vir hom sê, jy's besig om die hitte van die stryd te voel. Jy's besig om vasgevang te voel in jou omstandighede. Praat met die rots. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtes van die aarde af uit te roei. Wanneer jy die rots begin slaan, dan is jy deel van die kwaaddoeners. Hy sê, dan vers 18 sê, hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Wanneer ek verbore tot die rots roep, red hy my uit al my benoudhede uit. En dit maak my opgewonde, Johan. Wanneer ek verbore weet, ek kan by die rots gaan staan, ek kan in die teenwoordigheid van die rots kom, I can go and stand in the presence of God on holy ground, and He's gonna hear, and He's gonna help me, and He's gonna take me out of my circumstances. Hy gaan hoor, hy gaan luister, hy gaan antwoord. Maar weet jy wat is die probleem? Baie keer kom ons en ons praat by die rots, en as die water nie dadelik loop nie, dan vat ons die staf en ons begin te slaap. Die Here het nie geantwoord, ek sal dit nou maar self doen. Ek gaan dit nou maar my way doen. Want ek bid dan en ek kry nie antwoorde nie. Onthou, God se tyd is nie jou tyd nie. Die water gaan op die regte tyd vloei, want God is nooit te laat nie. Toe Lazarus in die graf gelê het, was hy al 3 dae dood, voordat Jesus hom gaan opwek het. Want dit was Jesus se regte tyd, nie die mense se tyd nie. En dit is die oorsaak, hoekom baie mense besluit, is nie meer die moeite werd om met die rots te praat nie, of sal maar eerder die staf vat en slaan. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan werk, as jy met die rots praat. Hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaas van gees. Die Here is naby jou vanmôre. Die rots is hier langs jou. Hy is voor jou. Hy is bo jou. Hy is agter jou. Al wat jy moet doen is met die rots praat. Jy het nodig om vanmôre net met die Here te begin praat. Van die staf 'n bietjie en sit hom neer en begin met die rots te praat. Begin
om sy teenwoordigheid te soek. Hou op om jou eie eer te soek en om dinge jou manier te doen, want your ways is the wrong ways. Hy sê, ken my in al jou weë, dan sal ek jou paaie gelyk maak. Ken my in jou omstandighede, ken my in jou situasie, ken my in jou dagelikse wandel en weë. Dit is wanneer jy die paaie gelyk gaan word, dit is wanneer dinge vir jou gaan begin uitwerk, en jy gaan sien, wow, kyk net hoe die situasie verander. Maar jy moet die Here eer daarvoor, want hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En baie mense vergeet daai, want baie keer antwoord die Here gebede. Hy draai situasies om, hy verander, hy maak nuut, hy voorsien, hy red, hy genees, en dan wat doen ons? Ok, die rots is gelukkig vast daar, hy kan nêrens heen gaan nie, so, laat hy maar daar bly, ek sal weer ander dag terugkom. As die rots vir jou oopgegaan het, en die water het gevloei, onthou om terug te gaan en die Here te gaan loof en eer daarvoor, want hy sê, jy moet my eer, jy moet kom dankie sê. Maar weet jy wat? Vandagse mense maak van God die spaarwiel, hy is nie meer die stuurwiel nie. God wil nie jou spaarwiel wees vanmôre nie, hy wil jou stuurwiel wees. Hy wil die een wees wat in beheer is. Hy wil die een wees met wie jy jou diepste hartgeheime kan deel vanmôre. Want weet jy wat, ek is so opgewonde my Godskinder nie. Dit wat ek met God deel, en ek praat met hom, my diepste geheime, dit wat diep binne in my hart aangaan, kan ek met die Here gaan praat, en hy gaan nie vir Bernard sê wat het ek en hy gepraat nie. It's between me and God. Maar weet jy wat, wanneer die Here die situasie omgedraai het, is dit my werk om vir Bernard te gaan sê, weet jy, ek het 'n situasie in my lewe gehad, maar weet jy wat Bernard, die Here het die situasie omgedraai, want hy sê, julle moet my getuies wees in die hele Judea tot in binne Jerusalem. Maar ons wil dit nie doen nie, want hoekom? Ons besef nie, die rots wat ons so geslaan het, is Jesus nie. Ons besef nie, dat wanneer ons met die rots praat en die water loop, kan ons nie sê, dit is ek wat dit gedoen het nie. Want sonder God, kan ek niks doen nie. Ek het vanoggend met my vrou iets gedeel, wat ek op sosiale media gesien het. En die vrou sê, 'n vriendin van haar kom vra, het ek God nodig om hemel toe te gaan? Raai wat antwoord sy daar? Vriendin, jy het God nodig net om Shoprite toe te gaan. Jy het nodig om met Jesus te praat in die môre as jy opstaan. As jy jou oë in die môre oopmaak, het jy nodig om die Here te dank vir die dag wat hy jou gegee het. Because it's by grace. Jy het niks gedoen. Johan, ons het niks gedoen om vandag te verdien nie. Dit is God se genade. En daarom moet ons, as ons aan die môre ons oë oopmaak, met die rots begin praat. En nie net altyd vir hom 'n to-do list te gee nie. Jou inkopieslys te gee nie. Here, gee dit, gee dit, gee dit, gee dit, gee dit. Partymal het ons nodig om met die rots te praat en vir hom te sê hoe dankbaar is ons vir die lewende water wat elke dag uitvloei. Dankie vir daardie water. Here, dankie vir daai verfrissing. Here, dankie dat ek vanmôre met nuwe krag en nuwe ywer kan opstaan. Here, dankie dat ek 'n werk het om daartoe te gaan. Here, dankie dat ek 'n huis het om in te bly. Here, dankie dat ek kos het om te eet vandag. Here, dankie dat ek brandstof in my voertuig het om na my werk toe te gaan, of dorp toe te gaan, of waarewer ek moet gaan. Maar die kinders van God aanvaar dit, daai stroompie water as vanselfsprekend. Dit is hoekom ons nie meer met die rots wil praat nie, ons sal maar net slaan, want die water sal kom. You're gonna miss the blessings of God. Iewers vorentoe gaan jy sien hoe ander mense geseën word en jy gaan dit mis. Wow. Ek gaan afsluit met Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles
deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Praat met die rots. Laat jou begeertes, dit wat jy begeer, praat met die rots. Smeek hom. Ek is lief om te sê, jy moet soos 'n stout kind wees, jy moet nek. Jy kan maar nek. Dis so, die Here sê, hy sê, wat het die woord van die Here gesê? Hy sê, jy wie my so graag aan my beloftes herinner, moenie ophou nie. So jy kan maar nek. Jy kan maar, as ek nou dit nou baie kras kan stel, kan jy seker maar 'n tantrum opgooi by die Here. Praat met die rots. Hoe moet ek met hom praat? Met gebed, met smeking en met danksegging. Nou, dis nou 'n interessante een. Wanneer moet ek vir die Here dankie sê? As die water begin loop? No. That's not faith. Dis nie geloof nie. Colette, ek moet ons dingetjie raam met wie kom staan. 5 comes by hearing and hearing by the word of God. Ongelukkig het sy raampie gebreek, moet hom net oor. Geloof is wanneer ek God dank vir dit wat nog nie gebeur het nie. Hoekom? Omdat ek weet dit gaan gebeur, want hy sê, alles wat julle in my naam vra, glo dat jy dit sal ontvang en dit sal. Dit sal gebeur, wanneer ek in geloof na die rots toe gaan en met die rots begin praat. Wie is die rots? Christus Jesus. En dan gaan hy verder en dan sê hy, vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wanneer gaan ons vrede hê? Wanneer ons met die rots praat. Wanneer ons in geloof na God toe gaan. Wanneer ons begeertes, ons benoudhede, ons vrees, ons angs, met gebed en smeking en danksegging aan die rots bekend maak. Die Here kom vanmôre en hy sê, kom praat net met my. Kom deel met my. Ek wil jou situasie verander. Ek wil dit vir jou 'n nuwe begin gee. Ek wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy sê, dink nie aan die dinge wat in die verlede was nie. Want ek kom alles nuut maak. En die Here sê, as jy vanmôre met my kom praat, as jy jou stok neersit en ophou om die rots te slaan, en jy begin met die rots te praat, gaan ek alles nuut maak, jy gaan verstom staan. Johannes lief om jou uitlaai, wow! Die Here sê, ek gaan jou wow, as jy vanmôre met my begin praat, en ophou om die rots te slaan. Wil ons nie maar vanmôre die besluit neem om te sê van vandag af vorentoe, gaan ek my stafie neergooi, en ek gaan met die rots begin praat nie. Ek gaan alles met gebed en smeking en danksegging by God bekend maak. En as jy vanmôre daai besluit neem, as jy vanmôre besluit, that's the way forward, kom bid saam met my. Kom ons besluit hier oor om bid ons saam. Jy wil daar by die huis sit vanmôre. As jy sê vanmôre, ek het nog my hele lewe lank met die rots geslaan. Miskien het jy nog nooit gehoor, dat as jy met die rots praat, dat die water gaan vloei nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, begin vanmôre met die rots te praat. Maak jou hart oop vir hom. Jy het vrye toegang vanmôre tot die koninkryk van God. Jy kan met 'n oop hart met hom praat vanmôre. Speak the name of Jesus, because there is power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's victory in the name of Jesus. Die rots is daar vir jou vanmôre. Dit wat jy van die Here begeer vanmôre, praat met die rots vanmôre. Hy staan gereed om te luister vanmôre. Hy wil jou situasie verander, maar jy moet dit vir hom gee. Kom ons bid saam. Here, kom vanmôre na U toe, Here, en ek wil vanmôre vra, Here, dat U ons sal help, dat ons sal ophou om die rots te slaan, maar dat ons sal begin
met U te praat, Here. Here, dat ons sal begin om ons begeertes, ons hartseer, ons angs, ons twyfel, ons ongeloof vanmôre, Here, met gebed en smeking en danksegging aan U bekend maak. Here, en dankie dat U nou op hierdie oomblik luister, Here. Here, dat U na elkeen se hartsbegeertes luister vanmôre. Here, en dat U nie net hoor nie, maar dat U luister en dat U dit gaan doen, Here. Here, dat U situasies gaan omkeer. Here, dat U gaan deure oopmaak, genesing bring, verlossing bring, oorwinning bring, vryheid bring, Here. Here, en dat daar gaan getuienisse uitkom, wat gaan sê waarlik, dit is nie ek nie, want ek kon dit nie doen nie, maar die Here alleen het dit gedoen. En ons eer U daarvoor, Here. Here, en die volgende keer wat ons daardie staf optel om die rots te wil slaan, Here, dat U Heilige Gees ons herinner daaraan, dat ons nie die rots moet slaan nie, maar dat ons moet praat, Here. Here, dat ons sal ophou om dinge in ons eie krag te wil doen. Here, en U toelaat om die volmaakte werk te doen, en ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. En dan gaan ons sit op die nagmaaltafel. Ek wil julle nooi, dit is nie spontaan Pinksterbeweging se nagmaaltafel nie, dis die tafel van die Here. Dus die nagmaal is deur die Here self ingestel, en dit is derhalwe sy tafel, so almal wat hom aangeneem het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, dis mos reg. Nou as ons 'n kind van God is, dan mag ons mos maar by sy tafel kom aan sit. Wat is dan, dis nie ons tafel, dis die Here se tafel. Ek gaan lees in 1 Korintiërs 11, en ek lees vanaf vers 23. Paulus skryf, sê vir die Korintiërs, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorlewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So wanneer ons vanmôre aansit om die tafel, dan gedenk ons die bloed wat gevloei het vir ons. Want dit is 'n Nuwe Testament wat met die bloed van Jesus geteken is, waarin hy ons mede erfgename gemaak het. En as gevolg van die dood van Jesus, is daar vanmôre vir jou 'n rots met wie jy kan praat. So ek wil julle uitnooi, almal, wees deel van die tafel. As jy daar by die huis sit en jy kyk die video, of jy luister die audio, en jy wil saam die nagmaaltafel geniet, doen dit. Kry sommer gou vir jou 'n broodjie en 'n glasie water, of 'n koeldrank, of 'n koppie tee, net wat jy wil. Want dit gaan nie vanmôre oor die sap. Dit gaan vanmôre oor die een, wie se bloed ons gedenk met hierdie sap. En niks keer jou om vanmôre 'n broodjie en 'n watertjie te gevat nie. Ons het mos nou gesê, stromende van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. So as jy vanmôre 'n glasie water wil vat en sê, Here, ek praat met die rots vanmôre. Ek gaan vanmôre 'n glasie water vat, om te gedenk dat daar 'n rots is met wie ek kan praat, en wie se water vrylik vloei vanmôre, sodat ek kan antwoorde kry op my gebede, dat ek vanmôre kan antwoorde kry, dat U vanmôre die situasie gaan omdraai as ek met U praat. Jy is welkom om dit te doen, die Here seën jou. Here, kom vanmôre en ek vra dat U hierdie tafel nou in ons liggame sal seën, Here. Here, nie omdat ons het verdien nie, Here, maar omdat U die groot prys vir ons betaal het. Here, dankie dat ons erfgename kan wees vanmôre. Here, dat ons kinders van U kan wees en daarom die reg het om vanmôre by hierdie tafel aan te sit. Here, en daarom vra ek dat wanneer ons hierdie brood neem en hierdie sap neem, dat dit slegs sal wees tot eer en verheerliking van U groot naam. En ek sê dankie daarvoor. Amen. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis.
Waar is my kinders wat moet kom bedien? Ja. Amen.